Hierdie is dag 2 van ons Afrika trip. En vandag en môre is net 'n lang pad wat ons ry. En ek gaan net vir ons fotootjies wys van die plekke waar ons geslaap het en miskien so hier en daar van die pad waar ons ry. As hierdie kant toe kom, dink ek is Fikalotjie plek om by te stop. Net so agter die olifant wat hier van staal gemaak is deur een van 'n kunstenaar, staan ons Namibiese vriende. En soos altyd vleis nie by Pick n Pay gekoop nie, maar by Veringa. Ja. En hulle staan dan ook bo die Kunene rivier. Wat nou daar so is, daar waar die stroom loop van die res van die Kaap. En hier is die res van die Kaap, so nou weer suid van die Oranje rivier. Ver van die mense al wat daar bo staan. Ons mense, dis my land, my kind. Ons is hier met Pika, net na die middagete, tyd om vol te maak. En hier staan die mannerye om vol te maak. En ja, ons weet nog nie waar gaan ons uitkom nie. Hier is ons staanplek hier by Kapisha's Hot Springs, so langs die rivier. En nou gaan ons bietjie na die Hot Springs toe en kyk hoe lyk dit daar so. Maar sê, en hierso het ons die ideale spinneraak. Baie goggetjies te vang vir kossies. So hier is die bordjie. Dit wys wat die kant is, die Hot Spring. Die 10de Mei. Ons is hier so by Kapisha Hot Springs en die springs is redelijk lekker hot en dit is nie meer Hot Springs wat warm water vind, dit is 'n natuurlike warm water wat die rivierwater onder die grond seker 500 meter reken hulle ingedruk word en dan weer uitkom en dan is dit warm. So diep en rarig is weet ons nie.
maar is helder, skoon water, dit ruik nie na chemiese elemente of sulfaan nie. En dit is lekker warm, so ons gaan nou swem bietjie daar, so foto's het ons natuurlijk opgesit. Maar die kamp is nie so hard soos die Hot Springs nie, so sê ja. Ja, definitief. Ja, so gelukkig ons het 2 dae oorspronklik gebly, maar ons is vandag op pad na Zambia se grens toe om môre in Tanzanië te kom. So geniet julle dag vandag, want ons gaan ons dag geniet. So ons het 'n lang pad gehad na Lake Tanganyika. Ons het gery vroegoggend van Hot Springs af en daar aangekom in die aand. Het is reeds donker gewees, maar met 'n welkomende ontvangs. En daar het vir ons gewag en ons elkeen ons plekkies aangewys omdat dit donker was. Baie lekker 3 dae gehad daar. Kom ons kyk. Goeiemôre, dit is vandag die 12de Mei 2025 en ons is by Lake Shore in Ipili, Tanzanië. En dit is ons kampplekkie. Die eie boskassie wat ons hier gehad het. Ons het weer die nag hier aangekom, opgeslaan in die donker. En weet nog nie mooi hoe lyk die kamp nie, ons het gisteraan baie lekker varswater vis en spinasie gaan eet. En hierdie is die kamp. Daar is Damien en Sophie, hulle eet hulle eerste koffie. Drink hulle eerste koffie. En so, hulle het nou net opgestaan. En dis die rondte van die kamp, baie netjies. Ons gaan kyk hoe dit. Ja, so die voertuig het maar sy skaars gekry van die pad. Ons het gelukkig nie in die reën gery nie, maar die kar is daar 'n bietjie vuil. En 'n was sal baie nice wees. Maar wat het ons hierso? What is your name? My name is Geronimo. Geronimo. Of course. Yeah, and Geronimo is washing the car for us. Dankie Geronimo. Die Tanganyika meer is 'n varswatermeer in Oos-Afrika. Dit is 673 km lank. Dis die langste varswatermeer in die wêreld. Dit is gemiddeld 72 km breed en is ook die diepste meer. 1470 meter ter wêreld en die grootste meer in die Groot Skeervallei wat besig is om groter en groter te skeer. Die meer se oppervlakte is 773 meter, maar die bodem is 669 meter onder seevlak. Lande wat in die meer grens is Zambië, Demokratiese Republiek van die Kongo, Tanzanië en Burundi.
So 'n kort entjie se stap vanaf Lake Shore is die ou Kapili sendingstasie wat gebou is deur die Katolieke Vaders en Kongolese slawe so tussen 1890 en 1895. Dis een van die oudste kerke in die binneland van Tansanië en is die moeite werd om te besoek. Daar is ook gerugte dat daar 'n tonnel is vanaf die sendingstasie tot in die meer, maar die kon nog nooit gevind word nie. Net langs die restaurant by Lake Shore, wat fantastiese voedsel bedien het en ons baie lekker by geëet het, is die chaleis. Hierdie chaleis is almal onder water en kan dus nie meer gebruik word nie. En dit is as gevolg van die watervlak van Lake Shore wat so hoog gestyg het in die afgelope 3 na 4 jaar. Tydens ons besoek aan Lake Shore was ons ook op 'n sonsondergang cruise gewees. Om op die meer te wees en na die land te kyk en die verskillende lande te sien waar ons was, Tansanië en Kongo, gee mens 'n bietjie 'n ander persepsie van die meer. Die voorlewe op hierdie meer is besonder besig en ons het die heeltyd voëls gesien wat besig was om in die aand na slaapplek toe te vlieg. Die wind waai gedurig op die meer en hierdie meer het amper sy eie weervoorspelling nodig teenoor die lande. Ons kon ook die Kapili sendingstasie van die meer se kant af sien. Ons is wonderlik bederf op die meer en so het 'n dag tot einde gekom, maar ook die wonderlike dae wat ons daar by Kapili beleef. En so kom ons aan die einde van 'n wonderlike 3 dae by Lake Shore. Hulle was so gaaf gewees om vir ons cruiser met filterwater wat uit die meer uitgepomp word vol te maak, sodat ons kan voortgaan vir die volgende gedeelte van ons toer. Ons is baie bly dat ons hierso kon staan vir 3 dae en gerus het voordat ons nou weer net ry tot by ons volgende plek.